Kom ons word stil voor die Here. Onze Here, baie dankie dat ons so voor U kan kom. U wat groot en heilig is, U wat almagtig is, U wat bokant ons gedagte of verstand kan wees. U wat meer is as wat ons weet, baie meer as wat ons kan dink. Selfs ons sal ons verwonder oor dit wat ons weet, hoe gebrekkig dit is as ons die volle heerlikheid en U volle heerlikheid moet sien. Daarom kan ons maar net ook vanmôre kom loof en prys en net besef hoe groot is ons God. Heerlik en hoe dankbaar is ons om Hom te aanbid as die lewende God. Die God anders as ons. Maar tog het hy openbaar aan ons. Tog het U gekom. Tog het U deel van ons geword. Tog het U mens geword. Wonderlik is U wee, Here. Groot is U genade. U wat sit op die troon, die Heilige, oor wie die engele jubel en dans, want U is groot. En ons verwonder ons oor U. Here, ons is nou so aan die begin van 'n nuwe jaar, en ons kom weer maar net opnuut om 'n jaar aan U te wy, en te bid dat U goed sal wees vir ons, Here. Dat die tye wat goed is, ons U sal loof en prys en aanbid, en die tye wat sleg is, ons voor U sal staan, met trane, dat U ons hart sal sien, dat U ons steeds sal toevou met U liefde. So is dit, Here, dat daar van ons is wat hartseer is, dat van ons is wat benoud is, dat daar van ons is wat groot keuses en besluite moet neem hierdie jaar. Ons weet daar's mense wat dokters gaan sien, hospitale toe gaan, daar is mense in die hospitale in Pretoria vandag, wat smag na asem, smag na uitkoms. Mense wat gaan hoor wat dokters sê, wat ons nie wil hoor nie. Ons wil net ons hande in U hande kom plaas, Here, en sê, hou ons tog net vas, al kan ons nie bid nie. En al is ons hart onstuimig in ons borskas, help ons. Raak ons aan, genees waar genees moet word. Gee raad waar daar raad moet wees. Gee daar helder keuses met U lig in ons hand, sodat ons sal weet wat is reg, wat is verkeerd. En wanneer ons moet verander, Here, gee ons die krag, die moed, die daad om nuut te word. Kom nou en vul ons met U Gees en U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam, want hy is ons Here, die lewende, die teenwoordige, die allergod, van ewigheid tot ewigheid. Amen. Psalm 147. Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig. Sy kennis is onbegrens. Die Here laat hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Sing tot eer van die Here 'n danklied. Sing tot eer van ons God met begeleiding van die lier. Hy oordek die hemel met wolke. Hy voorsien reën op die aarde. Hy laat gras op die berglande uitspruit. Hy gee die diere hulle veiding en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu. Die Here het niks aan die krag van 'n perd
of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Loof die Here Jerusalem, prys God is Sion. Hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën. Hy het in jou grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed. As hy die aarde bevel gee, word dit vinnig uitgevoer. Hy gee sneeu so wit soos wol, hy strooi ryp oor ons uit soos as. Hy laat die haalstene reën. Wie is bestand teen die koue wat hy stuur? Maar op die bevel smelt hulle alles weer. As hy die warm waai, dan loop die waters. Hy maak die woorde van Jakob bekend, sy voorskrifte en bepalings aan Israel. Dit het hy vir enige een van die ander nasies nie gedoen nie. Hulle ken sy bepalings nie. Prys die Here. Nou geliefdes, ons het 'n ou jaar. Ons het 'n ou jaar en ons het 'n nuwe jaar. Ou jaar is verby. En selfs die petroljoggie sê vir my nou die dag, hy hoop hierdie jaar is beter. Nou, ek weet nie of hierdie jaar vir hom beter gaan wees nie, en vir my beter gaan wees nie, maar as die belangrike is dit wat ek geleer het in die ou jaar. Die ou jaar het sy dinge gehad. Ons het hier in hierdie gemeente verskeie roudienste gehou. Ons het voor daardie mense wat rou gestaan. Ons het ons arms om hulle geslaan. Ons het die pyn daarvan beleef. Daar was wonderlike geleenthede, maar daar was ook rou, daar was seer. Daar was oeste wat nie gewerk het nie. Daar was geleenthede laas jaar wat ons met skok na mekaar gekyk het. Daar het twyfel in ons harte gekom verlede jaar. Daar het moedeloosheid gekom, 'n swartgalligheid en alles het vir ons verkeerd gegaan. Ons het nie altyd lekker gehad nie. Maar ons het 'n toekoms. Ons staan op die drempel van die nuwe jaar. As jy nou in die toekoms wil kyk, dan sê ek vir jou, jy kan nie. Want jy ken nie eers die einde van die dag nie. Jy kan nie in die toekoms kyk nie, jy kan raai, jy kan beplan, jy kan op skedules sit, op grafieke, jy kan jare en jare vergelyk, jy kan jou besigheid vergelyk met laas jaar of die jaar voor dit, jy kan jou huisgesin vergelyk, jy kan enigiets doen, maar die toekoms kan jy nie bepaal nie. Maar wat ons wel het, is die verlede. Ons het die verlede. Jy het laas jaar, jy het die vorige jaar, jy het ervaring van 10, 20, 30, 50, 70 jaar. Jy leef nie in die toekoms nie, jy leef vandag, maar jy verleef met 'n geskiedenis. Jy leef met 'n geskiedenis van wat agter is. En in daai geskiedenis daar agter lê daar ook waarhede van God se hand in jou lewe. Daar lê waarhede, datums, dag, tyd in jou lewe waar jy God se hand kan gaan sien en weer gaan kyk. Dit is hoekom die periode tussen Kersfees en Nuwejaar so belangrik is. Onthou dat jy daai tyd gebruik om te kyk wat het die jaar in God se hand gedoen vir jou. Want as jy nie gaan kyk nie, niemand sal dit sien nie. Jy sal dit nie bewus wees, jy sal nie weet hoe het God gewerk in jou. Jy sal laat dit verbygaan dat God ook daarom vir jou moed gee vir die nuwe jaar. Jy sal laat verbygaan dat jy dink alles is net swaar en moeilik en dit net so aangaan as jy nie terugkyk
en vasgryp en God loof soos hierdie psalmdigter nie. Nou weer daarna toe kom. Maar ons kan ook nie net so aangaan soos ons aangegaan het nie. Een van my kinders toe hy nog op universiteit was, jy weet mos sy eerste jaar is baie slim, nee, is 'n wonderlike ding. Sy eerste jaar, die profies nie verankbaar, maar weet iets nie, maar een van hierdie kinders het toe na my toe gekom, en hy sê toe vir my, pa, weet pa Einstein het gesê, en hy het, dit is 'n idioot, wat die slegte woord is, dit is 'n dommerige mens, wat 'n ander resultaat verwag, as jy alles dieselfde doen. Luister mooi. Dis 'n idioot, wat 'n ander resultaat verwag, as jy alles dieselfde doen. Ons kan in die begin van 'n nuwe jaar hierdie wonderlike voorreg gebruik om te gaan nie dink oor my probleme, oor my krisisse, oor die manier waarop ek werk, oor my huis, oor my verhouding met my vrou en my man, met my kinders, die wat ver is, die wat naby is, anders te dink, nie te dink, opgewonde te dink, positief te dink, want as jy negatief dink, dan gaan jy in elk geval in die gemors kom. Ons wil nie eers meer daar gaan nie. Ons praat nie meer eers oor die negatief nie. Ons wil net hê, die negatiewe moet ons lesse leer, maar daarna wil ons die positiewe goed vat, en ons wil daaruit leer, want die positiewe goed laat my dink, om nie te dink. Het julle geweet dat Edison, hy was 'n Amerikaanse ontdekker, nee, of wat sê mens nou, ontwikkelaar. Hy het oor 1000 patente. Nou kyk, 'n patent is baie harde werk om 'n patent te registreer. Hy het so hy's gebore in 1847. Hy's dood in 1931 en hy het oor 1000 patente geregistreer. Hy het oor 6000 kere probeer om 'n gloeilamp te maak voordat hy by 'n resultaat gekom het. 6000 keer probeer. Ek sal op die 3de keer opgegee het. 6000 keer het hy probeer om 'n gloeilamp ons vandag het te ontwikkel. Per 40 uur te laat brand. Per 40 uur. Hy het nie gedink. Hy het oorgedink. Hy het nie gaan stil sit nie. Hy het nie gelos nie. Hy het nie opgehou nie. Hy was 'n arm kind wat 'n paar dae in die skool was, terloops, 'n paar dae in die skool was in sy tyd. Toe sê die onderwyser hy's te ondom om opgelei te word, want hy leef in 'n ander wêreld. Maar hy's 'n man wat 1000 patente geregistreer het, wat 'n baie ryk man gesterf het, sonder die komplimente van die wêreld. Anders gedink. Nie gedink. Hoe dink jy oor jou lewe? Hoe dink jy oor jou huis? Hoe dink jy oor jou probleme? Dink jy dit gaan maar net so aangaan? Ons is baie keer ontevrede. Ons hoop maar Kersfees en nuwe jaar en die rustigheid en die vakansie gaan ons bietjie nuwe woema gee in ons verhoudinge by die huis en by die werk, en ons gaan bietjie nuwe krag kry om weer aan te gaan, om 7 uur oop te sluit en 5 uur toe te sluit, en om dieselfde produk oor en oor te doen, en om te ploeg en te plant en te keer. Ons gaan maar weer dieselfde goed doen. Nee. 'n boer sal vir jou sê, nie een oes in sy hele lewe is dieselfde nie. Hoekom is jou lewe dieselfde? Hoekom bly dit eentonig dieselfde? Want jy dink anders. Jy dink nie anders nie. Jy moet anders dink. Jy moet begin lewe
om oplossings te kry, om vernuwing te kry, om nuwe lewe te kry. Dis hoekom ons gemeente altyd vernuwe. Ons het mense in hierdie gemeente wat vars dink, wat vorentoe dink. Ons wil nie stagneer by die ding om 'n ding te doen soos ons hom doen. Julle sien hoe hou Julian die eredienste. Julle sien hoe gooi hy goeders in en trek hy uit. Hoe laat ek weg en hoe laat hy in? Dis alles vernuwend, dis alles nuut dink, is oordink, is wegdink en dit is nuut maak. Hoekom? Want die ou goeders raak ons gewoond aan en ons verloor die waarde. Eintlik verloor ons God wanneer ons nie dink nie. Ons moet oordink. Hierdie Psalm is opgedeel in drie dele. Die eerste deel is die eerste 6 verse. Hierdie en dan die 7de tot die 11de en dan van die 12de tot die 20ste. Maar elkeen van hierdie gedeeltes sê die psalmdigter, loof die Here. Nou wanneer sê hy, luister nou hier, wanneer sê hy moet jy loof? Wanneer moet jy die Here loof? Nou kom ons kyk net, wanneer is hierdie psalm geskryf? Ons weet nie deur wie nie, maar ons weet dat hy geskryf is na die ballingskap. Dan was nie Dawid se tyd nie. Nee, Dawid psalm nie, is nie 'n ander mens se psalm. Dis 'n psalm wat geskryf is. Hierdie psalm is geskryf deur 'n skrywer wat 70 jaar in ballingskap was en wat teruggekom het na Jerusalem toe, na hulle land toe, Israel toe. En toe hulle daar kom, kan jy nou 'n bietjie dink, as jy 70 jaar jou huis gelos het, jou lande gelos het, jou wingerde gelos het, jou vee gelos het, dink julle die huise sou dieselfde gewees het? Dink jy jou meubels sal jy weer daar gekry het, want jy is weggevoer? Ek sê vir jou, jy het niks. Dit wat jy op jou donkie of op jou meel of op jou bees gehad het, dit is wat jy op jou karretjie gelaai het. Dis wat jy gehad het. En as jy in jou huisie instap en daar het 70 jaar mense gebly, kan jy self dink hoe lyk dit? Mense wat nie omgee nie. Jy het nie eers 'n bed om op te slaap nie, jy het nie eers 'n tafel nie. Alles wat jy hier moes agterlos is weg. En nou sê hierdie psalmdigter, loof die Here. Kan ons nie wees nie. Kan ons nie wees nie. Kan ons nie wees nie. Dan sê ek vir jou, psalmdigter, waar kom jy vandaan? Het jy nie 'n hart vir jou mense nie? Hoe kan jy die Here loof? Kyk hoe lyk hierdie plek. Kyk waar moet ons lewe? Wat het van ons land geword? Ja, sal die psalmdigter sê, jy het nie agtertoe gekyk nie. Jy het nie agtertoe gekyk nie, dis hoekom dat jy nie vir my toelaat om God te loof, terwyl ek in die moeilikste omstandighede is nie. Want agtertoe wys vir my, daar staan dit, die Here bou Jerusalem weer op. Hy troos en bemoedig die wat moeilik, wat swaar kry en bedroef is. Want agtertoe sê ek vir jou, dis wat gebeur vir die wat in moeilike omstandighede is. En dit is wat gebeur met die wat aan die Here vashou. Jy loof God te midde van pyn en van hartseer en van ellende. Maar jy moet ook anders dink. Jy moet ook anders dink oor wat jy doen en hoe jy dit gaan doen. Jy moet ook anders dink oor hoe jy dit wat God is gaan vertrou vorentoe. Die 11de vers sê baie mooi, hy prys die wat op hom vertrou en dis waaroor dit gaan. Ons kan nie altyd alles netjies en mooi hê nie. Dis net so. Gister sit ek by 2 boere wat gesels en die een sê vir die ouer boer, hy sê, dit was my beurt hierdie jaar vir die haal en vir moeilike oeste. Ja, sê die ouer man, elkeen van ons kry maar sy beurt. Maar as jy agtertoe kyk, as jy terugkyk, dan weet jy, ek kom weer daar uit. Ek
kom weer daardeur. Jy gaan staan op 'n nuwe jaar, jy staan hier op die punt van 'n nuwe jaar, jy weet nie wat vir die toekoms lê nie, jy weet nie wat in ons land se toekoms lê nie, maar in jou persoonlike toekoms en jou kinders. Onthou nou, hier's party van ons wat nou graad 1 toe gaan. Ek dink nie dit is so maklik vir 'n ouer, maar ook nie vir 'n kind nie. Hier is party wat nou na graad 8 toe gaan. Dis nog ook nie maklik nie, want jy gaan hoërskool toe, party gaan weg. Ander gaan bly op ander plekke, gaan skool op ander plekke. Jy gaan universiteit toe, jy gaan matriek toe. Wat lê voor? Wat lê voor? Hoe gaan dit lyk? Nee, ek het hoop. Want ek het my God. Ek weet my God sal my nooit verlaat en nooit aan die steek laat nie. Die tweede deel. Die tweede deel van hierdie Psalm gaan ook weer oor 'n danklied. Hy sê jy moet die Here dank. Hoe kan ek hom dank as alles so verwoes is? Hy sê want die Here gee weer. Luister, hy oordek die hemel met die wolke, hy gee die reën op die aarde, die gras op die velde, die diere in die weiding, hy versorg die kraaie, selfs die kraaie versorg hy. Hy sorg vir alles in hierdie wêreld. Nou, ja, ons praat van siklusse, want ons vergelyk gister en eergister en die toekomse tyd, dan praat ons oor siklusse as ons in die boerdery praat. Ja, dis die siklusse van hierdie sikloon en dis die en al hierdie goeders. Ons sien die natuur het sy gange, maar ons sien ook dat ten spyte van dit alles het God 'n hand in die wêreld en in dit wat ons beleef. Baie keer is dit meer oor die mens as oor die dier en in die veld, maar hy gee op sy tyd alles. Al is dit uit my sak wat die boer in die Karoo gevoer word en die skaap kos kry uit my lande omdat ek daarvoor gegee het, want die Here het my meer gegee as wat ek nodig het. So, ek het eendag toe ek in Allewal Noord en daar in die Oos-Kaap was, het ek by 'n boer gestaan wat dit was bitterdroog. Dit was omtrent ook 'n 7 jaar droogte in daai wêreld gewees en daar was sulke stoppeltjies en die vee en die beeste en die skape was maar power en die oeste was nog minder. En ek het ook by hom gestaan en ons het saam gebid en nie lank daarna nie, ja, toe reën dit. 'n week na die reën toe kom ek daar by hom en toe vra ek nou, het jy ook reën gekry? Ja, nee, hy het baie lekker reën gekry. Alles baie mooi. En toe lyk die wêreld al klaar so asof hy 'n groen skynsel kry. 2 weke later toe kom ek weer daarso en ek kyk daar en daar staan die gras al sulke stoppeltjies. Dis graswêreld daai so daar. Nie baie lande op baie stadium nie, maar daai tyd was dit graslande, beeste staan hulle so. 6 weke later kom ek daar toe vreet daai skaap en bees. Laat dit gons daar op daai plaas. En ek besef net, die Here het, terloops daar was haal ook. Na alles voor die reën was dan nog, of met die eerste reën was dan nog haal ook. Die Here het gegee dit wat nodig is. Toe loop ek 'n staaltjie raak van Angus Bakken, waar hy vertel dat hy sy mielies geplant het. Maar hy het dit geplant met die laaste uit die koöperasie se rekening, die laaste in die bank se oortrokke fasiliteit. Hy het niks gehad nie. Hy het daai oes bitter nodig gehad en hy het die Here gesmeek vir daai oes, dat die Here vir hom 'n oes sal gee. Want aan die begin het die reën mooi geval, hy het geplant en daarna het dit opgehou. En hy het gesmeek en hy het gebid en niks het gehelp nie, want die mielietjies het opgekom en hulle het so gedraai en hulle het gevrek.
van die hitte. Daar het niks oorgebly nie. Maar toe kom daar 'n snaakse ding in Natal. Dis 'n baie snaakse ding. En dit sneeu op sy plaas en in sy omgewing. Dik, lae sneeu al op daai bome en lande. Maar daar was 'n wattelbos, landboubos, bos, wat noem mens dit, landbou, die boskampe, nee, die bosbou se plantasies, dis hy. Bosbou se plantasies, en hierdie bosbou plantasies se takke breek, want die wattel kan nie daai sneeu hanteer nie. Die sipresbome, al hierdie ander bome hanteer die sneeu, hulle buig, hulle laat val die sneeu af, maar die wattel glad nie. En bosbou sit 'n kwotasie uit dat hulle iemand die bos skoonmaak, want hulle nie fasiliteit nie. Angus maak dadelik 'n plan en hy kry die kwotasie en hy gemaak hy bos skoon. Hy haal al daai dooie afgebreekte takke al uit. Hy verwerk daai goed. Hy word betaal vir die skoonmaak en hy betaal al sy rekenings met daai bosbou plantasie. Nie van sy plaas af nie. Hy het anders gedink. Hy het niet gedink. Hy het oorgedink. Hy het geleenthede gegryp. Broer en suster, ek vra weer, het jy 'n moeilikheid in jou huis? Dink oor. Het jy moeilikheid met jou kinders? Dink oor. Is jy ongemaklik in jou werk? Dink oor. Doen oor. Beplan oor. Werk oor. Moenie stagneer. Ons is lewende kreatiewe wesens wat God geskaap het met 'n innerlike wat kan skep. Ons is die enigste wese op hierdie aarde wat kan skep soos God geskep het. Ons kan 'n landery maak. Watter Bobbejaan kan 'n landery? Die Bobbejaan kan nie 'n land maak nie. Dit is net so. Ons is die wesens. Moenie moedeloos word in die jaar nie, want in die verlede was God getrou, jy kan hom vertrou. Vers 11 sê, en ek lees dit weer. Die Here stel op prys die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Die Here sal vir julle sorg. Die laaste een en die laaste perikoop gaan dit oor die Here se versorging. Luister daar, hy sê, ek maak die sluitbalke van die poorte van die dorp Jerusalem toe, en ek maak hulle sterk, en ek seën sy inwoners, sê die Here. Hy gee vrede op die grondgebied, hy gee die beste graan, hy voorsien, hy gee sneeuwwol soos wol, en ryp soos as, haal soos wat hy wil. Wie is bestand teen die Here? Niemand. Broer en suster, as u en ek dalk in hierdie jaar deur moeilike tye moet gaan, dalk in hierdie jaar dinge moet beleef wat vir ons moeilik is, weet, die Here is jou goedgesind. Hy het dit nie net gesê, hy het dit ook bewys. Ons Here Jesus is die bewys van God se trou van Adam af, van Abraham af, van Israel af, tot by die Golgotha kruis en die leë graf. Hy was getrou. Hy sal jou nie los nie. Hy sal jou nie laat alleen gaan nie. Hy sal jou nooit alleen laat staan nie. Op sy bevel sal die waterstrome loop en jy sal geseën wees. Ons het nodig om stil te word.
Ons het nodig om stil te wees. En ons het nodig om terug te kyk. Om moed te skep dit wat voor lê. Wat dit ook al mag wees. Hoe dit ook al vir jou sal uitdraai. Die Here sê ek is getrou. Ek het jou gekoop, jy is myne. Niemand sal jou uit my hand ruk nie. Want ek is die Here God. Mag die Here ons elkeen seën. Mag ons geestelik groei in hierdie jaar. Deur te midde van moeilikheid nie te dink en nie te lewe. Tot eer van die Here. Onse Vader, ons dankie vir u goedheid. Ons dankie vir u guns, ons dankie vir die seëninge wat u vir ons gee. Ons dankie Here dat ons kan terugkyk en weet u is goed. U goedheid duur tot in alle ewigheid. Ons loof u daarvoor. En wanneer ons op dun ys loop of wankelrig raak, wanneer ons ook in moeilike omstandighede kom, Here, u wat Gees is en wat in ons woon, ons bid u dat u ons sal help en dat u ons sal ondersteun, en dat u by ons sal wees. Dat u vir ons nuwe moed sal gee, met nuwe krag en nuwe idees, om daar te kom waar u wil hê, ons sal kom. Want u is getrou. U was in die verlede, die Here van die verlede. U is ook die Here van die toekoms. Ons loof u daarvoor in Jesus se naam. Amen.